Jan, vertel van die naweek asseblief. Ja, Daniel, ons het so 3,5 ure Wes, is dit nou Suidwes, ja, Suidoos van Perth, 'n bietjie gonge geskiet. Goed. Ons was seker so omtrent 20 ouens en ons het so 6 bane opgestel. Goed. 4 van hulle was gongbane en dan was daar 2 bewegende teikenbane gewees wat baie interessant was. Goed. En verskillende posisies, ons het basies een stel gonge het ons van 'n staanposisie af geskiet met daardie dubbel 2 pote wat jou geweer voor en agterhou vas. Goed, ja. Hulle is ongelooflik stabiel. Ons het daarna gonge oor 300 meter geskiet, jy weet. En goed. Ek dink is net die wind wat dit gemaak het dat die ouens dit partymal misgeskiet het. Dit is baie stabiel. Lekker. Dan het ons het 'n galery gehad wat 6 gonge aangehang het. Ja. Hy skiet jy een uit die staanposisie uit sonder ondersteuning. En dan een teen 'n trekpaal van 'n heining. Trek jy jy kan die geweer teen hom rus. Ja. Uit 'n staanhouding uit en dan hulle word so al hoe kleiner soos wat jy aangaan. Goed. En dan die volgende een skiet jy uit 'n knielposisie uit en dan was daar 2 wat jy enige posisie kon skiet, maar die gras was bietjie lank, so meeste ouens het maar gekniel of gesit. Goed. En dat was seker so 150 meter weg, maar die wind het lekker gewaai en jy weet as jy klaar al die somme gemaak en dan moet jy probeer om 'n geweer stil te hou en veral as die wind jou op jou rug druk, dan beweeg jou geweer lekker, jy kry nie lekker stil gehou nie. So dit was 'n goeie uitdaging geweest. Ek sien. Dan het ons so, jy kan 'n sekere medley noem. Ons het 5 gonge opgestel wat jy van verskillende posisies af geskiet het. Een was sommer so 'n rolgeroeste draad geweest. 'n Heining wat afgebreek was wat ons gebruik het as rus. Wat nogal interessant was, as jy op hom lê, dan jou hartklop wys op jou teleskoop, want hy draad werk soos 'n veer, jy weet, jy moet probeer om jou gewig af te kry van die draad af, anders kry jy geweer nie stil gehou nie. Ja. En dan sommer 'n staanhouding teen 'n boom en 'n knielhouding teen 'n boom en dan 2 klippe. Een was so lekker hoogte as jy sit, jy weet, dan kan jy lekker deur die teleskoop gesien kry. En die ander was redelik plat op die grond, so meeste ouens het maar gelê. Goed. Van hom af geskiet. En toe was daar dis seker, mens kan seker maar sê is 'n jakkalsbaan, want ons het gonge geskiet wat die helfte die diameter is van die gewone gonge, so as jy nou jou somme gaan maak, as jy sien is 'n kwart van die area wat jy het om na te skiet. Goed. En hulle was so korter afstande, die verste een was seker so, ek dink dit was 190 meter. Goed. En ons het hulle uit 'n passasierssitplek van 'n bakkie uitgeskiet. Okay. En toe die bewegende teikenbane was baie interessant. Hulle noem dit 'n pop-up. Dis so, dit lyk soos 'n werkbank esel met 'n gedeelte wat 'n hefboom het en 'n gewig, en dan as jy die stelsel aktiveer, dan lig die teiken so deur 90 grade en hy vertoon vir 'n paar sekondes tot die gewig uitgerol het en dan val hy terug. Goed. So wat ons gehad het, jy het 'n buffel gehad wat basies net 'n kop van laaghout was wat na jou toe gekom het. En dan jy hulle noem dit 'n runner, so dis so 'n ding wat aan 'n staaldraad op 'n staaldraad hardloop met 2 sulke plastiek polies. So al die drade nou van 'n boom af grond toe gespan, so jy loop teen 'n helling onder gravitasie. Goed. As jy nou as die stelsel geaktiveer word, dan kom die buffel na jou toe en die runner gaan links, so dan moet jy nou besluit watter moet jy eerste skiet en watter moet jy laaste skiet. Goed. En soos wat die runner hardloop, aktiveer hy die 2 pop-ups. So jy moet jou beerings redelik by mekaar om op die regte tyd op die regte plek te wees. Dit was baie interessant. Lekker geweest om dit te skiet. Lekker. Dan 'n ander baan. Yes. Nee, ekskuus ek onderbreek. Dit klink baie interessant. Jy sê dis nou 20 mense. Hoe lank is dit die hele dag se skiet ook of? Nee, maar hierdie vat 'n rukkie. Ons het die ouens opgebreek in 3 groepe. So dan ons het gesorg dat daar altyd 'n skoon baan tussen een groep en die volgende groep is. So as daar 'n bietjie van 'n bottleneck is, dan kan geen groep word opgehou nie, want hulle kan na 'n volgende baan toe gaan en ander, jy weet, hulle kan aanhou beweeg. Goed. Ons het seker so 11 uur begin en ek dink ons was so 2 uur was klaar. Okay, goed. Lekker. My baan op te stel het 'n bietjie tyd gevat, tyd uitgesit. Goed. Maar dit was regtig lekker geweest. Het gewen het 5 van die
wat van die skoot raak geskiet, weet, dit is baie goed. Maak daar in Boyabroek het 25 van die teikens raak geskiet en ek dink Toby het 23 en dan 22 en 21. Uit hoeveel ja? Nou is dit nie 20. Ek dink die ding het moes 30 skote gewees het, maar so 'n probleem met een teiken, so dit was 29, dus uit 29. Goed. So 25 en 29 is nogal, jy weet, so daai tipe baan, redelike goeie werk gewees om almal raak geskiet te kry. Lekker. En dan Jan is daar pryse of loop jy maar net weg met die bragging rights vir die dag? Nee, dit gaan daaroor om die dag te geniet ons. Die ouens wat soontoe kom is klaar gemotiveer, jy het nie nodig om hulle met pryse te lok nie. Ja, Almal wat ja. soontoe kom wil daar wees. Lekker. Ja. Dis ook net dis ouens wat met die, jy weet, hulle is handpicked en uitgenooi soontoe, so dis nie 'n ding wat oop is vir die publiek nie. Baie goed. Okay. Baie lekker. Ja. Ja, ek is maar net so in kort. Jy wou nog van een baan vertel? Dit was sommer 'n pretbaan basies so. Wat hulle gedoen het, hulle het ballonne so groot soos 'n tennisbal opgeblaas Goed. en op 'n stuk laaghout gesit, maar so, jy weet, op 15 meter. Goed. En baie ouens het nie daaraan gedink dat die loop sit onder die teleskoop 'n hele entjie nie, dan dink hulle moet laag van, dan skiet hulle onder die ballon deur. Goed. Jy moet eintlik 'n bietjie hoër korrel as waar jy wil skiet op daai afstand. Dit is eintlik net om hulle te laat onthou volgende keer as jy ding hier naby wil skiet, moet jy bietjie hoër vat met die teleskoop, jy moet nie laer vat nie, anders skiet jy onder hom deur. Okay, kan jy goed, so ek verstaan dit tot 'n mate. Ek het maar altyd nog, jy weet, want dis altyd sê maar as jy dink question, jy kom naby en nou sê jy in 'n bos, jy weet. Dis reg. Ek het maar nog altyd presies net gevat, want dit voel vir my, is dit nie 'n kwessie van die eerste 35 meters is hy reg en dan gaan hy bo die siglyn en onder toe of hoe? Ja, as jy veral as jy teleskoop redelik hoog bokant jou loop gemonteer is daar nie, dan skiet jy baie maklik. Kom ons sê jou teleskoop sit 50 mm, jou kruishaar sit 50 mm bokant die senter van jou loop. Goed. Veral as jy na kleiner dingetjies skiet en is hier dan naby op 10 tree of so en die teleskoop is nie lekker in fokus nie en so, dan moet jy onthou, jy moet so effentjies hoog vat, anders skiet jy te laag. Goed. As jy na groening skiet, jy weet, dan kom jy dit amper nie eens agter nie, al sit die skoot 'n bietjie laag. Okay. Maar daai is 'n spesifiek so klein gemaak dat die ouens, jy weet, hulle skiet mis hulle die wind hulle rond beweeg. Ja, as jy verkeerde plek van, dan skiet jy nog makliker mis. Okay. So ek dink dit was 'n baie belangrike leerpunt gewees. Ja. En daar was ook 2 pop-up teikens gewees en dan gonge wat mense sommer so bo daai Easterpaal geskiet het. Goed. Dit was regtig 'n lekker skiet gewees. Goed. En dan kom julle sommer dieselfde dag terug of slaap jy ons oor of wat? Ja, baie ouens bly maar oor want dis, jy weet, dit 3,5 ure se ry, so as jy die oggend soontoe wil ry, jy moet om die baan op te stel met die ouens, jy weet 7 uur 7:30 op die laaste daar wees, dan moet hulle hier 4 uur, half 4 in Perth ry. Ja. Om daar te wees om te kan baan opstel, jy weet, en dan bly hulle maar partykeer oor want om dieselfde dag terug te gaan het jy moer. Lekker. Ja. En so julle is 'n lekker klomp vriende wat dan dis amper soos 'n jag vir julle, dis nou net 'n kompetisie. Ja, dis 'n vriendelike kompetisie en dit help die ouens om gemotiveerd te bly om te oefen, jy weet, om hulle skietkuns vir die jagveld te oefen. Dis waaroor die hele ding gaan. Maar nou sê my gou so, nou dink ek in myself as 'n Suid-Afrikaanse jag met 'n klomp vriende, dan dink ek aan Lapa met 'n vuur en so aan en lyk dit so vir julle die aand Saterdag aand as julle daar kuier of hoe lyk 'n Australiese jagkamp of 'n ding? Hy kan so lyk daar, nee, maar die probleem is daar's nie ou wat jy kan sê gaan doen dit of gaan doen dat nie. Jy moet alles self doen. So jy stel alles self op en jy pak alles self weg. Teen die tyd as jy by die huis kom en jy wat ry redelik pap, jy weet so. Ek sien. Daar jy weet om jy kan vuur maak en ons het sommer in die kombuis gekuier, jy weet, 'n bietjie gesels en goed. Sommer net vleis buite gebraai op 'n gasbraaier. Dit jy mag nie dit, jy moet nie dit sê nie. As ek dink nie die ouens het lus gehad vir vuur maak nie. Ek sien. Dit's bietjie reënerig gewees, jy weet, so daar's nie 'n probleem dat daar gevaar is met vuur wat kan weghardloop nie, maar in hierdie areas baie keer as dit warm en droog raak, dan sal hulle noem dit 'n fire ban, so jy mag glad nie vuur maak nie. Daar stop bewegings beperkings as dit bo 35 grade gaan in Desember of so.
dan as die ouens stroop, dan word die stroopbraai gestop tot die temperatuur laag genoeg is dat hulle nie brande kan begin nie, want jy is net eenvoudig nie, ons het van vuur slaan nie, as daar vuur begin, jy weet, kry hom nie gebruik nie. Ek verstaan. Ja, die ouens is baie streng oor vuur. Hy sal nie werk in Suid-Afrika Nee, nie maklik nie. Nee, glad nie. Hoor eens, nee, dit klink vrek interessant man. Ja,